Goeiemorgen, Polly's collega. As jy bly met die huis van die Here te wees. Amen. Sê jy so vir die een agter jou. Ek is bly jy is nie vermoor. En die wat agter is, sê vir die voor jou. En baie is so, maar dit is so lekker, dit klink so lekker gesellig in die huis van die Here. Kom ons gee vir die Here lof op. Halleluja. Amen. Kom ons staan op en ons sing ons lekker saam. Kom ons juig vanmôre vir die Here, want hy is goed.
Happy om hier te wees vanmorgen. Prys die Here. In die Psalm staan daar, laat die hele aarde U aanbid en Psalm sing tot U eer. Laat dit U naam verhef en Psalm sing. Psalm gesang. Amen. Toe Jesus in Jerusalem ingekom het op die donkie, het hy vir hulle gesê, as julle nie my wil dien nie, as julle nie wil Psalm sing vir my nie, dan sal die klippe dit doen. Amen. So laat ons altyd die Here loof en prys en eer vir wie hy is, want daar is niemand soos hy nie, met die liedjie wat ons ook nou gesing het. Alle lof en eer kom toe aan die Here. Amen. Amen. Die wat gister was by ons vroueoggend, dit was 'n amazing oggend wat die Here kom doen het. En ek wil net een ding sê, dit is die eerste keer in my tyd saam met Pay It Forward wat ons 'n vroueoggend gedoen het, wat ek kan sê, volle Evangelie Kerk Abega se dames was in volle swang daar. Julle gee hande klap vir jouself. Vir die Kerkelkoek sisters, die dames was net amazing met hulle hulp. Melinda, baie dankie vir dit wat jy ingesit het, dit wat jy die hele tyd besig was met kaartjies en vir die span. Hulle was regtig net amazing geweest. Ek kan vir julle sê, ek kan vir die eerste keer 'n bietjie rustiger geweest het oor die tafels, want ek het geweet, volle Evangelie Kerk Abega se dames was daar. Awesome, awesome julle. Julle kan julle self weer aan 'n klap gee. Alright julle, so dis Dinsdag en Woensdag is ons bidure, en asseblief kom gee julle name op vir die Women's Day 2026 ook hier. Ek dink dit is klomp kerke wat hier gaan by mekaar kom, en dan is dit weer 'n event op Saterdag die 8 Augustus om 10 uur. Dames, bring 'n dingetjie saam, en dan kom ons wys vir hulle. Ek meen, ons kan nou nie dit hier by ons gemeente hou, en daar's 2 en 3 dames nie. So gee julle name asseblief weer op by Melinda. Dit gaan weer 'n amazing tyd wees in die teenwoordigheid van die Here. Ons het gister so geniet, ons het so geontvang, en ja, dit is net lekker. Want weet julle wat, dit is soos die kerk is 'n construction site. Julle weet, daar word ons die hele tyd gebou, en ek weet nou nie hoe bouwe mense is 'n plekkie, maar ek weet, dis bakstene en sement en 'n sand. So weet julle, elke Sondag ontvang ons 'n bietjie iets, want ons as bruid moet gekonstrukt word, ons moet gebou word. En daarom kom ons hier, en ons kom op 'n Sondag, ons kom sit nie net hier om mooi te lyk, omdat die persoon moet sien, ek was hier. Ek weet nie van julle nie, maar ek kom om te ontvang, ek kom om te hoor, wat wil die Here vandag bietjie bou aan my? Wat wil die Here 'n bietjie wegvat van my? Want daai wegvat is nie altyd lekker nie, want hy slaan jou soms met 'n hamer, maar dit moet gedoen word. Sal net, nee, hierdie is nie deel van my nie, ek moet dit wegkap van jou af. Dis nie altyd lekker nie, but we need to be constructed, né? Ons moet as bruid van God, moet ons perfek eendag daar staan, wit geklee as sy bruid. Want die bruidegom kom, ons het dit nou net ook daar gesing. Amen. Ok, ek is nou heeltemal alweer van die topiek af. Ek was eintlik nou besig om vir julle te vertel. Van die 15 Augustus dan is ons prayer drive-through. Dis die volgende event na die Women's Day. 15 Augustus, asseblief julle kom gee julle name op. As julle weet van iemand wat gebed nodig het, dit is so gemaklik. Jy kom weer, jy ry in jou voertuig, jy stop hier, ons bid vir jou en dan kan jy weer wegry. Jy hoef nie eers uit te klim as jy nie kan nie. As jy weet van iemand wat gebed nodig het, kom sê asseblief vir ons, gee julle name op by Koos, of vir my. Ons het ook hande nodig om net te kom staan buite, om net vir die mense te waai, ons vat plakate. Dis net 'n heerlike dag ook. As iemand verbystap, gryp hom sommer vas en vra net, kan ek gou vir jou gebed doen? Julle, ons het almal gebed nodig, né? Amen. En dan wil ons ook graag vir die siekes vanmôre bid. In besonder wil ons vir André Koleski ook bid, wat blykbaar in die hospitaal is. Ons wil ook saam staan en bid ook as hulle vir pastoor, wat nog besig is met sy recovery. En dan julle, ons bid ook vir ons pastoor wat instaan, pastoor Jaggie. Hulle het altyd gebed nodig. Onthou, hulle vat daai houe eerste, voordat die houe eers eendag by ons uitkom. So kom ons bly in gebed vir ons pastore. Hulle kom staan hier, hulle bring daai woord, maar weet, hulle kry groot houe. So, en ook so vir ons band. Onthou die mense wat voor in die linies hardloop, dis daai mense wat
Die shots gaan na hulle toe kom. En daarom moet ons as gemeente bly intree vir mekaar. Ons moet hande vat in die gees. Dat daai vyand my maak wanneer hy ons sien, moet hy sê nee, kom ons los nog 'n volle evangelie kerk op hier gaan. Gaan nie naby daai mense kom nie. Ons draai maar eerder om, want hier gaan ons verloor. Amen. Amen. Kom ons sluit die oor. Here, baie dankie vir die wonderlike dag wat U weer uit die hand vir ons gegee het, Here. Here, vandag wil ons U weer net loof, prys en eer vir wie U is, my God. Want Here, U is waardig om geloof, geprys te eer te word. Lord, we honor You, we glorify You, we magnify Your holy name, because there is none like You. En Here, ons wil nie soos wat die woord gesê het, wat Jesus gesê het, as julle dit nie doen, nie gaan die klippe dit doen. Here, ons wil uit volle bors van ons vanmôre U net loof, prys en eer, my God, want U is waardig. Here, ons is so lief vir U, my God, en dankie, Here, vir dit wat U vir ons doen, Here. Ons het opgestaan vanmôre, ons oë kon oopmaak, wat 'n wonderbare geskenk. Here, mag alles wat ons vandag doen in hierdie plek, aangenaam wees tot U. Abba Vader, mag U alles wat ons skenk vir U vanmôre gee, Here, dat U dit ontvang en dat U dit 'n aangename geur vir U sal wees, my God, wat dit ook al mag wees, my Here, want alles wat ons het, behoort reeds aan U. Ons loof U, prys U en eer U. Heilige Gees, sal U oorneem in hierdie plek vanmôre, by elkeen stil staan, en elke hart aanraak. En so ook die prediker se lippe. Ons eer U daarvoor. Amen. Amen. So ons kan opstaan, ons offerhande reghou, en dan gaan ons die Here loof en prys met die volgende lied. Halleluja! Kom ons staan geliefdes, en maak ons die Here se naam groot. Thank you.
Halleluja, ons kom loof U vanmôre, Here. U is almagtig en U is groot, Here. Daar is niemand soos U, Here. Ja, Here, ons sal jubel en juig, Here, want Here, U is so goed vir ons. Here, U kom altyd deur, Here. U arm is nooit te kort nie, Here. En Here, ons prys U vir dit wat U vir ons doen. Vanmôre kom maar bid ons. Here, al is daar seer, al is daar pyn, al is daar bekommernis, Here, weet ons dit, om deur dit te prys en die naam groot te maak, Here, want U is saam met ons deur dit alles, Here. So vanmôre daar waar U is, geliefde, waar U Uself bevind, steek net jou hand op nog vanmôre na die Here, want Hy sien jou, Hy ken jou. Hy ken jou omstandighede en verheerlik hom net in jou eie manier vanmôre. Want ons is so uniek geskape en die Here geniet dit ten volle om ons as sy kinders te sien in hierdie oomblik saam as geliefdes te wees van sy naam. Kom ons sing dit saam. Halleluja, U is koning. Ons aanbid U in die woorde. U is die Alfa en die Omega. Daarom sing ons halleluja. Oh
Here. Die Here, U is goed en groot en wonderbaar. Alle heerlikheid en lof en prys aan U, ons Vader. Halleluja. 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 Loof die Here, loof die Here. Halleluja. Ja, dankie Here dat ons in die naam van ons Here Jesus Christus hier bijeen is om U te aanbid en alle eer aan U te gee, ons vertroue in U uit te spreek, ons behoeftes aan U voor te lê, want U is die woorde van gebed en U het ons genooi om in U naam te bid sodat ons kan ontvang, sodat ons blydskap volkome kan wees, sodat ons kan ervaar hoe ons met U kan wandel. Deur die Heilige Gees krag, die Here in hierdie lewe kan heers. Ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike en heilige naam. Salf hierdie diens nou, Here, ons vra in die naam van Jesus dat die Heilige Gees beheer sal neem oor elke gebied, elke gedagte, alle omstandighede, Here, wat vir ons moeilik is, dat U die siekes sal geseën, genees, die wat bemoediging het vanmôre sal bemoedig, die wat vermaning nodig het, Here, U weet wat ons nodig het, ons vra U Heilige Gees om tot ons harte te spreek en ons te bedien, want Here, Apostel Paulus sê, dat ons word deur U gekoester, Here, ons verlang daar die nabyheid ons daar, daai innige werking van die Gees in ons harte, Here, ons wil daar die woelinge van die Gees binne in ons gees ervaar. Kom Here, werk met ons, Here, werk met ons. U is die pottebakker in ons klein. Laat U naam verheerlik word asseblief. O Here, maak U woord lewendig vandag. In Jesus magtige naam. Amen. Halleluja. Dankie vir die sitplek. Lekker om soveel van die vandag hier te sien, 'n hele paar wat my verras vanmôre, Johanne Mati, Karen, nog ander ouens wat ek lanklaas gesien het, wat 'n bietjie kom kuier het vanmôre, ons sê vir julle baie dankie. Dis aangenaam. Julle gemeente, ons is aangenaam. Ek het julle gemis, man, ek het julle gemis. En ek het laas Sondag, nou ja, toen is nog skoolvakansie, ons was nie veel nie, maar die Heilige Gees het so mooi met ons gewerk. Prys die Here. Halleluja. Loof die Here. Nou, ons gaan kom ek lees nou net 'n bietjie eerlik. Jy weet, want wanneer jy nou 'n boodskap moet bring vir 'n gemeente of vir 'n groep mense, dan soek jy die Here se leiding. En ek het daar waar ek nou in Uitnaag by Maranatha gemeente bedien, het ek op die gedagtetrand van die Heilige Gees begin na Pinkster en dus asof die Gees net vir my boodskap na boodskap gegee het. En toe ek nou hier kom en toe sê ek vir die Here, ek wag nou op die, as ek enigiets anderster, 'n ander tema, 'n ander gedagtelyn met die gemeente moet bespreek, werk in my hart wys toe. Niks, toe weet ek nie. Wat in my hart geplant is die afgelope tyd, dit is die beste om met julle te deel. Dis wat ek ook gister, laas Sondag gedoen het. Nou vanmôre wil ek dan nou praat met u oor die Heilige Gees en wie hy is en wat hy bewerkstellig. Wie hy is en wat hy bewerkstellig. Nou die Heilige Gees is die Gees van God. Jesus het gesê, God is Gees. En die wat hom aanbid moet in gees en in waarheid aanbid. Halleluja. So die Heilige Gees is hier by ons, want Jesus het ons vir ons gestuur, nee. En hoe sal ons nou weet, enigiets van God weet, as dit nie deur die Gees geopenbaar is, en deur die Gees aan ons bekend gemaak is, nee. En vandag se boodskap gaan net sommer so oor groot waarhede in 'n wetendop. Dis al. Groot waarhede
in 'n neutedop oor wie hy is en wat hy bewerkstellig. Sien? So, na hierdie boodskap is daar, hierdie is net 'n eintlike 'n inleidingkie en so aan. Nou, ek het nog 'n hele aantal woorde wat ek kan bring, maar dit hang van Pastoor Theo af wanneer hy reg voel om weer te begin om die boodskappe en die bediening te kan doen. Dit kan dan volgende Sondag wees, dit kan dan die week daarop wees, ek weet nie hoe hy vorder nie, maar tot tyd en wyl sal ek vir u bring wat op my hart is en wat ek voel die Gees van die Here op my hart lê. Daar is 'n ander boodskap oor die Gees van die waarheid wat ek baie graag ook sal wil met julle deel, want julle weet ons lewe in 'n wêreld van leuns. Maar Jesus is die waarheid. En hy het gesê dis waarvoor hy gebore is, om vir die waarheid te getuig. En dit doen hy deur die Heilige Gees, maar ons gaan nou nie vanmôre daarop in nie. Dit is so heerlik om net en by jouself 'n studie te doen oor die Heilige Gees en ons verhouding tot die Heilige Gees en sy verhouding tot ons. Nou wil ek net vanaf sê dat dis die Gees van Christus, nee, as ons nou sê jy moet jou hart vir die Here gee, jy moet hom innooi in jou lewe. Dan weet ons nou die Here Jesus is op sy troon, hy is die hoëpriester in die hemel, is dit reg? Maar hy het sy Gees gestuur. En as ek sê ontvang die Here Jesus in jou hart, wat gaan gebeur? Die Heilige Gees, sy Gees gaan in jou hart in. Ons verstaan dit mos, nee. Dis reg. So die Heilige Gees is die trooster, hy is die Emmanuel. Laat ek nou al hierdie heerlike dinge nou net vir ons mooi, hoe sê hulle, all your ducks in one row. Laat ons dit net mooi orden en met mekaar bespreek. Ons weet nou dat die Heilige Gees is nie, soos party mense dink, 'n invloed, 'n krag, jy weet. Mense wat die drie eenheid ontken, sukkel om te verduidelik wie die Heilige Gees is. Hulle dink die Heilige Gees is maar net 'n invloed. Is maar net 'n kragtige invloed. 'n power surge of iets van die aard, weet? Maar die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is die persoon in die drie eenheid wat by ons is. Halleluja. Nou kom ons spring weg by Jesaja 11. Jesaja 11. Dit is die profesie oor die 1000-jarige vrederyk, wanneer die Here Jesus gaan kom en die Here gaan kom om te heers op aarde. Sy politieke ryk wat nog in die toekoms lê. Maar dis nou al die profesie. Hy sê vir ons dat dit gaan die oorsprong kom van Isaai. Dis Dawid se pa, né? Right, hy sê daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Op hom sal die Gees van die Here rus. Wanneer het dit in vervulling gegaan? Die dag toe Johannes hom gedoop het in die water, nee, in die Jordaan. En die Gees van die Here op hom neergedaal. Is julle nog met my wat dit betref? Right. Op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand. Sê saam met my, wysheid en verstand. Die Gees van raad en sterkte. Raad en sterkte, nee. Die Gees van kennis en die vrees van die Here. Halleluja. Daar sien ons nou 'n wye spektrum van die invloed en die kragtige werkinge en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Wysheid, verstand, raad, sterkte, kennis en vrees van die Here. Okay. En dan as ons nou gaan na Johannes hoofstuk 14,
dan praat die Here Jesus ook daar vir ons van die Heilige Trooster wat hy gaan stuur. En ons vind in Johannes 14 vers 16 en 17 waar hy sê, ek sal die Vader bid, hy sal vir julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid. Okay? Maar die wêreld nie kan ontvang nie omdat hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Amen. Die Gees van die waarheid. In hoofstuk 16 herhaal hy dit weer en so aan. So hy is die Gees van die waarheid. Hy is ook die Gees van lewe wat lewe gee. En as jy wil omlaai om dit by Romeine 8 natuurlik, die hele Romeine 8 gaan oor die Heilige Gees en sy invloed en hoe ons die werke van die vlees moet doodmaak deur die Gees. Hy sê vir ons in vers 11 iets besonders. Hy sê, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Amen. Hy is die Here. Nou hierdie teks word baie keer, na my mening, verkeerdelik gebruik deur party mense om te dink, jy gaan nou, hoe was daai ou Kobus wat sê van, wat daar in Stilfontein, ou Kobus, hy was 'n kollega van my toe hy in die Volle Evangelie Kerk was. Hy het naderhand begin 'n preek, jy gaan nie dood nie, en toe sy dood aan kanker, nee. Julle weet ons, in elk geval, want hy het gestaan op daai teks, die Gees gaan my sterflike liggaam lewend maak. Maar dit het te doen, die betekenis hier is dat daar 'n hoop is, 'n opstanding uit die dood. Maar luister mooi wat sê hy, as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het. Vader het hom opgewek. Wie se Gees? Vader het hom opgewek deur die Gees. Is dit reg? As daai Gees dan in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. In ander woorde, die Heilige Gees besit my liggaam. Ons gaan nou aan die einde van die boodskap weer daarna toe. En die belofte is dat ek sal opstaan uit die dood. Halleluja. Waarom weet ek dit? Die Gees wat nou in my woon, het vir my daardie blye versekering gegee dat daar 'n opstanding gaan wees uit die dood. En julle weet wat ek ons dink oor die dood, nee, ek het vroeër gesê, my liedjies moet net reg lê. Ek wil nie agter in die tou kom, stof iewers te, en so aan. Nee, my bene moet ek wil voor wees. Halleluja, prys die naam van die Here. Loof die Here, halleluja. Hy is die Gees van genade. Amen. Hebreërs 10 vers 29 sê hy is die Gees van genade. Wonderlik, en dis 'n boodskap wat wat ek ook gebring het, die Gees van genade. Hoe 'n mens deur die Heilige Gees ook kan genade bewys. Wonderlik, halleluja. En dan is hy natuurlik die Gees van heiligheid. Nee. Heiligheid is skoonheid. Heiligheid is geestelike skoonheid. Nee? Ons dink baie keer aan iemand wat nou baie mooi is, 'n dame wat baie mooi is, in 'n kompetisie wen, met juffrou Wêreld, of wat ook al, die gelaatstrekke, die persoonlikheid, hoe sy oorkom, en al daai dinge waarop hulle haar takseer, en dan sê ons, dis nou 'n skoonheid, nee. Ek nou vir jou sê, al die make-up en al die mooi dingetjies, die Heilige Gees is 'n Gees van heiligheid, en hy wil ons geestelike skoonheid, 'n geestelike pragt, geestelike aanneemlikheid vir Vader, meer en meer soos Jesus, is dit reg? My wêreld baas, hier sien ek vir jou boodskap.
Is dit nie nie aan my, baie dankie dat julle hier is. Dis wat die Heilige Gees vir ons wil doen. Halleluja, loof die Here. Man, hy wil my al mooier, beter afrond in my manier, in my spraak, en hoe ek lewe, hoe ek optree, hoe ek liefde bewys en al so meer. Dink jy die Heilige Gees baie nodig? Ja? Ek het hom dag vir dag so nodig om in my al hierdie kennis, wysheid, insig en goddelikheid in te werk. Hy is die Gees van heiligheid, nee. Okay, ek oorvleuel nou 'n bietjie oor wat wie hy is en wat hy doen. Maar dit maak nie saak, ons gaan net aan. En dan, Efesiërs 1 vers 17 en 18 sê vir ons, dit is deel van Paulus se gebed, dis weer 'n ander boodskap. Hy is die Gees van wysheid en openbaring, van kennis van Christus. Dat jy kan weet wat is die lengte, die breedte, die hoogte, die diepte van die liefde van God. Alles wat jy vandag en wat ek van God weet vandag, kom deur die Gees van God. Nou is nie 'n ander manier nie. Want wanneer ek die Bybel lees, en die Heilige Gees is nie daar om dit vir my bekend te maak nie, is dit vir my dwaasheid. Want dan lees ek dit soos 'n natuurlike mens. Hoe baie mense het begin om die Bybel te lees, maar net weer toegemaak. Hy sê, nee, dis ek verstaan dit nie. Stel nie, wat ontbreek? Die Heilige Gees, wat vir jou die interpretasie moet gee, van wat nodig is vir jou lewe. Maar as die Heilige Gees die lewende woord vir jou oopbreek, is dit vir jou voedsel, vir jou gees dag vir dag. Bemoediging en versterking. Dis wat die Heilige Gees vir ons wil doen. Kom ons praat 'n bietjie oor wat hy bewerkstellig. Daar's sy krag en sy invloed. Is daar om wat ons in Adam verloor het, terug te bring. Is dit nie so? Want as jy nou die natuurlike mens, die skrif deurgaan, wat die natuurlike mens beskryf, dan is dit byvoorbeeld in Efesiërs waar Paulus sê dat daar's 'n verdwaasheid in hulle hart. Met ander woorde, jy is dik dom wat God betref. Jou godskennis is zero. Jy is verhard deur die sonde en die ongeregtigheid. En in baie gevalle het die Here jou oorgegee om maar aan te gaan met jou sondige manier van lewe. Ja. Onthou julle wat die Here Jesus met sy disippels gedoen het na sy opstanding? Hy het hulle verstand geopen om die skrif te verstaan. Is dit nie so nie? Hy sê die natuurlike mens, hy verstaan nie die dinge nie. Pilatus sê vir die Here Jesus, wat is waarheid? Hy sê ek is die waarheid. Hy sê wat is waarheid? Kan julle daai gaping sien? En net so wil ek vir jou sê, kom die Heilige Gees om dit wat ek verloor het, verstandelik, kennisgewys, wat ek verloor het, vir my terug te bring. Amen. Halleluja. Dank die Here daarvoor, nee. Hoe sê die ou liedjie? Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Dit is waar. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Wie het my oë oopgemaak? Die Gees van die Here. Hy open die verstand. Hy open die gemoed. Hy plant in jou gees die dors en die honger na die lewende God. Amen. Dis wat hy doen. Hy stimuleer jou. Hy is die voedingsbron om terug te bring wat ons in Adam verloor het. Hy bewerk net mooi die teenoorgestelde. Deur die sonde is ons dood. Is dit reg?
Romeine 5 van vers 18 af verduidelik Paulus weer vir ons hoe deur een mens die sonde deurgedring het tot alle mense. Maar deur die een daad van geregtigheid, ons Here Jesus se offer aan die kruis, is dit teruggebring. Amen. Die sonde het geheers met die gevolg dat daar dood is. En hy sê vir ons in hoofstuk 2, ons was dood deur die sondes en die misdade. En ons het gewandel volgens die gees van opstandigheid, die gees van die wêreld, die gees van ongehoorsaamheid. Maar nou het God gekom en ons gered uit sy genade. Halleluja! En dit verander ons nou alles. Wat is dit? Dis die Heilige Gees wat dit bewerk. As daar net in hierdie boodskap iets in jou en in my hart gebeur vandag, om 'n nuwe liefde en waardering vir die Heilige Gees te gee, dan sal ek baie gelukkig voel. En ek dink hy sal ook baie gelukkig wees. Amen. Amen. Jy moet die Heilige Gees waardeer. Dis om Jesus te waardeer. Dis om Jesus lief te hê. Dis om te wandel in die voetstappe van die Here Jesus Christus. Want dis wat die Heilige Gees met jy verloor het, herstel. Dis die Gees van herstel. Halleluja, prys die naam van die Here. Kom ons blaai gou 'n bietjie na Matteus toe. Matteus hoofstuk 12 vers 18 en 21. Dit verwys nie direk na die Heilige Gees nie, maar ons weet dus waar deur die Heilige Gees. Hoor wat sê hy? Hy sê sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur Jesaja die profeet. Nou quoteer hy uit Jesaja 42. Hy sê, kyk my knegt wat ek uitverkies het. My geliefde in wie my siel 'n welbehae het. Ek sal my gees op hom lê. In hoofstuk 11 vers 2 het ons reeds gelees hoe daai gees is, nee, toe ons begin. Halleluja. Hy sê, hy sal aan die nasies die reg verkondig. Hy sal nie twis of uitroep nie. En niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie verbreek nie. 'n lampet wat rook sal hy nie uitblus nie. Totdat hy die reg tot oorwinning uitbring en op sy naam sal hy nou hoop. Wat doen hy? Wat doen die Here Jesus? Hy leef ons onder die invloed en die krag van die Heilige Gees. Is dit reg? Dis reg. En 'n uitstaande kenmerk is dat hy die geknakte riet nie breek nie. En die dowwe lampet nie uitblus nie. Amen. Nou ouens, deur die sonde en die ongeregtigheid en deur baie dinge, tradisies en al so aan en opvoeding en so meer, is meeste van ons maar soos lampitte wat dof brand. Soos geknakte riete. Nou ja, jy weet, in die ou dae het hulle mos die rietdakke gemaak, jy weet. Die dak opgesit, 'n soort van 'n plafon van riete saam gebind en so voort. Dit gee nou 'n bietjie die hitte weerkaats, 'n bietjie warmte in. 'n geknakte riet, jy gooi hom uit. Nee, as hy eers geknak het en hy gebreek, al is dit in die middel, dan gooi hom uit, want hy kan nie werk nie. En so aan nie. Maar nou kom hy sê, hy breek hom nie af. Is dit nie wonderlik nie, nee, dat die Here met ons gebrokenheid soveel geduld het. Ja, daar is soveel gebrokenheid in families, in ons persoonlike, ons mens tot mens verhoudings, misverstande, al sulke goeters en so meer. Ek hoef nie uit te brei daarop nie. Julle weet, ons lewe in 'n gebroke wêreld, wat mense in 'n verhoudings en goed betref. Maar nou kom hy en hy sê vir ons, hy het ons nie uitgegooi en verwerp nie. Hy herstel ons. Amen. Daai lampet wat so rokerig is, hy maak hom nie dood nie.
Hy knip hom mooi skoon, dat hy weer 'n bietjie helder kan praat. Baie van julle wat net krag, wat nooit met kersse en goeders gewerk het en lampe nie, weet nou nie waarvan ek praat nie, maar in my dae toe groot geword het ons nog lampe gehad en kersse, ons nie krag gehad nie. Halleluja, loof die Here. En is dit nie lekker, ek sien nou nog hoe ek as 'n kind by die kombuistafel sit, en dan vat ek die kers, en dan druk ek hom so, en dan brand my hand in die vlammetjie. Wie van julle het met die kers gespeel? Onthou julle dit? Hey man, weet jy wat? Die Here Jesus sê, hy gaan, al is jy nou 'n ou kers met so, die ou put werk net nie lekker nie, hy gaan jou mooi regmaak. Die Heilige Gees wil jou regmaak. Ek sê die Heilige Gees wil jou afrond, hy wil jou skoonmaak. Dis ons wat hy bewerk. Kan iemand sê prys die Here? Hoe lieflik is dit in die teenwoordigheid van die Here. Nou, blaai bietjie saam met na Sagaria. Dit is nou, as jy net terugblaai, dan gaan jy hier agter in die Ou Testament Sagaria kry. En daar's geweldige sterk profeseë in Sagaria. Maar ek wil julle aandag vestig op iets besonders. En dit is in hoofstuk 12, waar hier aan die einde van die groot verdrukking nie. Hier aan die einde van die groot verdrukking, wanneer Jerusalem omsingel is van mense wat hulle aanval, en die Here kom om in te tree, nee, gaan daar iets besonders gebeur. Hulle gaan die Here Jesus Christus sien afdaal om op die Olyfberg te staan. Nee, hulle gaan hom sien. Hulle gaan hom sien as hy op die Olyfberg afdaal. In 'n moderne tye soos waarin ons lewe, gaan ons hom op die televisie sien. Want hulle sal ons die kameras daar hê, jy weet ons. Maar in 'n geval, luister mooi wat gaan gebeur. Wat gaan gebeur? Oor die huis vers 10, maar oor die huis van Dawid en die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smeeking. Hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rou klaag, soos 'n mens rou klaag oor die enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. En dan gaan hy aan om te beskryf hoe hulle hierdie rou klaag gaan beoefen en so meer. Maar die gees van genade en smeeking giet God op sy volk uit. Daar's 'n ander profesie wat sê, kan 'n volk in een dag gebore word? Dis wat gaan gebeur, daai nasionale ontdekking van wie is die Christus. Jesus wat hulle deurboor het. Halleluja, prys die naam van die Here. Nou ja, maar wat doen die Heilige Gees oor hierdie hele volk, as hy oor sy invloed oor hulle, as het ware soos 'n mantel oor hulle gooi? Wat gebeur met hulle? Eerstens dadelik is openbaring. Ek kan dit nie glo nie. Halleluja. En weet jy wanneer 'n sondaar eers net met die Here ontmoet, dan sê Here. Here. En wat gebeur? Smeeking, verootmoediging, gebrokenheid. Jy stik in binne-in. Want jy besef jou ellende, jy besef hoe verlore jy is, en wat jy altyd gemis het. Halleluja, dis die gees van genade. Hoe beïnvloed hy? Nou wil ek vir jou vandag sê, dit sluit aan by laasweek se boodskap, as jy al 'n hart van hart geraak het. En as hierdie goed nie meer werklik vir jou 'n betekenis het nie, en hierdie verhouding tussen jou en die Gees so weggetaan het. Jy moet terugkeer en sê, Here, gee my genade.
Laat die Gees weer genade in my werk, Here, ek het U nodig. En laas het jy trane gehad, en verwondering oor sy liefde, sy goedheid oor jou, en al sy seëning wat hy op jou wil sit. Baie keer aan hardloop ons net so vinnig, en ons is so ver in die gang, ons kom nie tot stilstand, dat ons onder die invloed van die Heilige Gees se werking kan kom nie. Daai Gees van genade. Die Gees van genade. O ja, Gees van genade. Kom bind ons saam. Bind ons saam, gebrokenheid en berouvolheid. Dis wat die Heilige Gees wil doen. Dis wat hy bewerk. Dis wat hy bewerk. Gebrokenheid. Hy gee jou die kennis van wie jy werklik is. Kennis. Insig. Openbaar. Halleluja. Ja, ek het elke dag hier nodig, ja. Halleluja. Johannes 16. Kom ons bly gou na daarna toe. Johannes 16. Sê die Here Jesus vir ons iets verder oor die werking van die Heilige Gees. Hy sê vir ons in vers 7, ek sê vir julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Julle wat met die Here wandel, jy weet ons dadelik as jy dinge doen wat nie lekker is nie. Jy weet ons dadelik as jy oor die grens wil beweeg, wat waarheid betref, wat liefde betref, wat hierdie kenmerkende invloede van die Heilige Gees is, die vrug van die Gees. Jy weet ons dadelik. Dis die oortuiging, hy werk met ons, halleluja, prys die Here, ek is so bly, hy werk met ons, van geregtigheid en oordeel, hy oortuig jou van geregtigheid, laat jou sien wie Christus is, en die geregtigheid wat Christus vir jou gebring het, die geregtigheid van God deur die geloof in Christus Jesus. O, prys die Here daarvoor, jy kan besef wat God jou uit genade gegee het. Is dit nie fantasties nie? Loof die Here, halleluja. Loof die Here. En so aan, en dan ook van oordeel nie. Hy oortuig jou ook van oordeel, dat as jy nie tot bekering kom, as jy nie jou lewe vir die Here is, jy verlore. Dis die Heilige Gees wat dit aan jou verstand kan aanbring. Niks anders nie. O Gees van God, jy is so getrou. Halleluja. Maar let op, hy is die Trooster. Die Parakletos is die Griekse woord, die Parakletos. Ek het al baie verduidelikings gehoor van die betekenis van hierdie mooi woord Parakletos, wat vertaal kan word as advokaat, as trooster, as onderrigter, en so meer, as jou helper, en so aan. Dit is 'n mooi woord. Maar iemand het eendag, het ek geluister na hierdie illustrasie, en sê, as jy nou 'n swaar ding dra, aan die een kant, swaar dra aan die een kant, hier gaan nou net swaar dra, vat jou goed en trek vir hy, swaar dra al aan die een kant, nee. Jy nou hier so swaar dra, sê nou ongemakkelijk het 'n stuk hout of 'n ding, en so meer, jy sukkel om oor te kom, en so aan, en iemand anders te kom en hy vat daai punt van die hout, en hy tel hom op en hy help jou dra. Dan is hy jou Parakletos. Hy jou help. Hy help jou in die moeilikheid. Hy help jou om jou las te kan dra. Hy bemoedig jou en versterk jou, dat jy weet God sal jou nooit begeef en nooit verlaat. Hy troos jou en bemoedig jou. Ag man,
Laat my weer dink toe ek 'n kind was. Hoe ons daar op die plaas woon. Jy weet, en as jy nou maatjies gekry het en jy speel en jy val. Man, my toon se een van my tone, sy naal is nou nog gesplit. Soos dat ons te kere gegaan het. Kinders, jy weet. Nee, was altyd vol hoog. My hondjies het altyd met knie geleg. Maar ons was besig. Ek weet nie hoe kinders vandag groot word. Maar dank die Here, ek het groot geword in daai tyd. Halleluja. Maar nou kom jy. Mommy! Jy sê, kom maar op my kind. Dit is goed. Daar gaat jy weer. Net 'n bietjie spoed. Ek weet nie hoe julle groot geword het, maar dis nou maar met my gegaan het. Kijk, jy blyk as 'n ernstige wond het voordat daar nou pleisters opkom of iets van ja. Hy is my troos. Vir 'n kind is moeder die trooster. As so 'n moederlikheid ook in God, nee. Die trooster, die Heilige Gees trooster. Hy skop jou nooit onder jou jack en sê, gaan jy aangaan nie. 'n Pa sal dit wel doen. Sy naderhand moedeloos geraak het met hierdie knaap. Of hy sal hom nooi. En mammie sal hom altyd kom. En dit 'n bietjie sag maak. Dis ek reg. Heilige Gees is jou trooster. Jy kan hom doen, jy kan maar gaan met jou seer, of dit nou net 'n stampie was. En of dit nou 'n groot wond is. Jy kan na hom toe gaan. Hy verstaan, hy ken jou. Hy ken jou. Hy ken jou pynvlakke, hy ken jou uithou vermoë, hy ken jou swaktes, hy ken jou sterkpunte. En wie hy vat jou en hy gebruik jou soos wat jy is. Hy is jou Parakletos. Halleluja. Maar alles verheerlik hy Christus. Dit was vir ons vers 14 sê. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat uit wat aan my behoort en aan julle verkom. So wie sien jy op die ou einde? Jesus. Dan kan jy sê, die Here Jesus het my getroos. Maar sy Gees wat het vir jou gedoen het. Jy moet die Heilige Gees waardeer. Soos jy Jesus lief het, so moet jy die Heilige Gees lief hê. En jy weet, die Here en die Gees is een, sê die skrif vir ons. Wonderlik, loof die Here, halleluja. En dan sal ons nie eers by al die gawes kom wat hy vir ons gee het, nee. In Korintiërs 12 vers 1 tot 11, hy gee bedieninge, hy gee die gawes, hy bring die vrug van die Gees oor. Hy is net eenvoudig wonderlik. Hy is wonderbaar, 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 halleluja. Dis hoekom Paulus skryf in Efesiërs hoofstuk 5, nadat hy die mense vermaan het, hy sê, jy moet word vervul met die Heilige Gees. Word vervul met die Heilige Gees. Dis my boodskap vanmôre, dat jy vervul moet word met die Heilige Gees. Dat jy jou hart, jou gees, jou gedagte moet oopmaak vir hom, erken hom, aanbid hom, gee hom eer, nooi hom in, vra hom, dat jy onder sy invloed moet wees. Begin jou dag altyd met die versoek, Here, lei my vandag, lei my, Heilige Gees, lei my. Beskik vir my, alles wat moet gebeur met my lewe vandag. Ek wil onder die kontrole wees, ek wil onder die invloed wees. Halleluja. En wat gaan dan gebeur? Dan gaan jy kennis hê, dan gaan jy verstand hê, dan gaan jy weet wat is reg en verkeerd. Dan gaan hy jou lei in alle waarheid. Amen. Jy kan nie net onder die invloed van die Heilige Gees nie.
Dis onmoontlik. Want hy is die gees van waarheid. Dan gaan ons nou weer aan 'n ander trant, hè. Maar mense, dis jou verhouding met jou Here. Dis jou verhouding met hom. Sy gees wat hier is, met ons is, by ons is. Ja, halleluja. Hy gee lewe, hy gee genade, hy gee heiligheid. Hy gee wysheid en openbaring. En sy liefde is daar om jou te ontvang. Hy is die trooster, die bemoediger, die leermeester. En hy skenk ons dit alles. Prys die Here. Kom ons sluit af met 1 Korintiërs, hoofstuk 3 en 6, wat ook Paulus die Korintiërs vermaan om te onthou wie is hulle? En in watter verhouding hulle met hom staan. Hy sê in hoofstuk 3 vers 16, nadat hy nou verduidelik het hoe ons moet meewerk en saamwerk, en nie met hout, hooi en stoppels, nie met donsens nie, met edel, jy moet opreg werk saam met die Here. Dan sê hy vir ons daar so vers 16, weet julle nie, dat julle 'n tempel van God is, en die gees van God in julle woon. Halleluja! Prys die Here. In Efesiërs praat hy ook van hoe ons opgebou word tot 'n tempel, 'n woonplek van die Heilige Gees. Amen. Dis ons almal kollektief as gemeente, is ons 'n tempel, 'n woonplek van die Heilige Gees. Nou blaai om na hoofstuk 16. Jo, hier is weer 'n ander boodskap. Hy praat van hoe die ouens nou stryd het met mekaar en so aan, en dan begin hy praat oor dinge wat blykbaar vir die mense daai tyd nog geoorloof was, en dis nou heeltemal aan, ek wil nie daarop ingaan nie, maar luister mooi wat hy sê vir ons in vers 13. Dit gaan nou oor jou persoonlike verhouding, die kollektiewe gemeentelike verhouding is ons is 'n tempel in die Gees. Maar jy as 'n individu, jy as 'n persoon, het ook daai unieke verhouding tot die Heilige Gees, dat hy woon in jou. En dis hoekom jou liggaam 'n woonplek of 'n tempel is van die Heilige Gees. Wat moet gebeur in 'n tempel? Die God van die tempel moet vereer word, is dit reg? Anders is nie 'n tempel. Reg, loof die Here. So, hoe sê nou ou liedjie, weet jy nie, jy is 'n tempel. Vol van lof, vol van prys, vol van vreugde. Ons sing dit, is 'n waarheid, maar om dit te beleef, dag vir dag, leef, moet jy weet aan wie jy jouself toewy. Dan word daai liedjie 'n waarheid. Dan word dit 'n waarheid. Hoor wat sê hy? Hy sê vir ons vers 13, voedsel is vir die maag is vir die voedsel, maar God sal die een tot die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery, maar vir die Here. En die Here vir die liggaam. Hy sê vir my hier, my liggaam is vir die Here. En die Here is vir my liggaam. Is dit nie amazing nie? Ek weet, dis 'n openbaring. Is dit nie so nie? Ja, wonderlik, né? Hy sê vers 17, vers 15, weet julle nie dat julle liggame lede van Christus is nie? Sien, ek en die Here Jesus, ons en die Here Jesus is in 'n eenheid gebring soos in 'n huwelik. Jy sien? Ons is een liggaam met hom. Nee. Die Here kyk na 'n man en vrou en sê julle is een liggaam. Hoekom? Omdat julle innig met mekaar verkeer. Gees, siel en liggaam. Is dit reg? Ons is tot by mekaar, nee. Okay. Nou sê hy vir ons, jou liggaam is vir die Here
En die Here is vir jou liggaam. Jy's getroud met die Here Jesus, man. Dis waar het neerkom. Dis waar het neerkom. Kyk nou wat sê hy vir ons daar. Vers 17. Wie die Here aanhang is een gees met hom. Halleluja. Hang jy die Here aan? Psalm 63, het ons laas Sondag aand met julle behandel. Hy sê, my siel is aan U verkleef. My siel is aan U verkleef. Man en vrou, man sê sy vrou aan en hulle sal een vlees word. Hulle is verkleef. Sien jy, hierdie groot en heerlike waarheid wat hier uitkom, nee. Nou sê hy sê, vlug vir die Here, en daai is no-go. Vers 19, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julle self behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God doen. Halleluja. Prys die Here. Oh man, dis wonderlik. My liggaam. My liggaam is vir die Here en die Here is vir my liggaam. So wat ek met my lyf doen, is vir die Here baie belangrik. Want hy woon daar, ek is nou 'n lid van Christus, ek behoort nou aan Christus Jesus. Hoekom? Hy het my duur gekoop met sy heilige bloed. Ek behoort aan hom, ek het my lewe aan hom gegee, het ek nie? Ek weet, dis mos nou waar ek begin het, toe ek my lewe vir die Here gegee het. Maar die implikasie is, hy woon by my, en ek is een met hom. Ek in hom en hy in my. Party van julle lyk glad nie happy daaroor nie. Hey, jy moet gaan dink wat dit beteken. Moenie dat dit hier ingaan en hier uitgaan. Jy moet gaan dink aan hierdie diep verhouding waartoe die Here jou en my geroep het om toegewy te leef. Ek is so bly ek behoort aan Jesus. Halleluja, halleluja, prys die Here. Prys die Here. So, elke dag, elke oomblik, word stil. Erken wie jy is en wat jou verhouding met God is. En dank aan die Gees wat alles kom herstel het. Alles kom nuut maak. Wat jy verloor het deur die sonde, vir jou te herstel. Leef soos 'n koningskind. Leef toegewy. Verlustig jou in die Here. En hou op met nonsens. Kom ons bid saam. Here, hoe groot eer het ons nie, het U ons nie bewys nie. Hoe heerlik is dit om kind van God te wees. Dankie Here dat ons een met U is, in gees en in liggaam. Dankie vir die Heilige Gees se goedheid en liefde. Dankie Here vir U krag en salwing. Dankie Here vir U seëninge. Here, laat dit op ons rus en lei ons om gehoorsame, dierbare kinders te wees, opreg met ons God. Ons vra vergifnis van ons sonde. Ons vra daai Gees van genade om in ons te werk. O Here, baie keer het ons nodig om te smeek, om tot onsself te kom. Baie keer het ons net nodig om stil te word en ons vertroue absoluut in U te bevestig. En ons weet, Here, dat die Gees wat in ons is,
is vir ons die waarborg dat ons eendag ook uit die dood sal opstaan en altyd by U sal wees. Mag U verheerlik word. Ons vra dit in Jesus naam. Kan jy hartlik daarop amen sê? Amen. 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 Prys die Here. Waarmee gaan ons afsluit? It's the Holy Ghost and fire. Holy Ghost and power that's keeping me alive. Oh, halleluja, ek hou van daai koor. Ons gaan staan nog en lekker saam sing. Dankie Gideon. Dankie Elisa. It's the Holy Ghost and power that's keeping me alive. Prys die naam van die Here. Halleluja. Dis mense wat 'n nuwe verhouding met die Here nodig het. Herstel. Die Gees van die Here het regtig met jou gepraat vandag. Van dit ernstig. En onthou, hy is jou troost. Hy bring jou net nader na Jesus. Dis al wat hy wil doen. Hy wil Jesus beter aan jou bekend maak en jou lei. En as daar iemand is vanmôre wat sy lewe vir die Here wil gee, ek is nog hier, jy kan met my kom praat. Enige tyd. Halleluja. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees vir altyd. Amen.